Môre hier by Adult Pharma. Ja, dis Woensdag, so dit is tyd vir ons sosiale media video's. Vandag wil ons 'n bietjie gesels oor Human Growth Hormone. Dink daar in die TikTok video. Het ons gepraat van the elixir of life. Is dit Human Growth Hormone? Kan hy werklik so 'n fantastiese verskil in ons lewe maak? Ek dink een van die onderskrifte daar het hy gesê, the wonderkind of human hormones, nee. So as jy nuut is hier op ons kanaal, ons begin nou redelik verstaan waaroor die TikTok video's gaan. Ons kry dit nou mooi reg. Ons is nou besig om die YouTube video aan die gang te kry. So as jy waarde vind, geef ons 'n duimpie, share dit, los 'n kommentaar. Maar die mees belangrikste, subscribe asseblief tot ons channel. Nou ja, ek hou daarvan om die menslike liggaam altyd met die van 'n voertuig te vergelyk. Soos jou voertuig breek, dan vat jy hom na 'n mechanic toe of na 'n motorhawe toe. Hulle kyk wat is fout, hulle bepaal watter onderdeel gebreek is, hulle vervang daardie onderdeel en die voertuig is so goed soos nuut. Nou, die menslike liggaam werk volgens my ook so. Daar is 'n gebreekte sel in jou liggaam wat die probleem veroorsaak. As jy byvoorbeeld 'n tipe 2 diabetes, dan is daardie sel wat siek is insulien weerstandig. So as ons die sel vervang, gaan ons die probleem oplos. Kom ons gesels daaroor. Nou, julle weet, ons kyk honderde video's. Ons het seker al duisende gekyk, en dan ons kies 'n onderwerp vir die week, soos hierdie week is Human Growth Hormone. Dan gaan soek ons almal op sosiale media op. Ons het so 7 of 8 dokters wat ons religiously volg op sosiale media, en ons gaan luister na al hierdie video's, en dan maak ons opsommings, sodat ons vir jou 'n 10 minute video kan bring, wat hopelik verstaanbaar is. So dis hierdie idee. Die punt wat ek wil maak is dat, as jy 50 verskillende dokters so opinies vat, en na luister, en deur die video's werk, dan begin sekere patrone uitstaan, en daar sekere korrelasies wat gemaak kan word, waar jy kan sien, luister, maar op hierdie punt stem al die dokters saam. Almal sê, yes, dit maak sin, of dit is reg, of dit is so. So ek is nie jou dokter nie, ek is nie jou GP nie, my biologiepunt op hoërskool was nie eens so great nie. Hierdie is net my persoonlike ervaring, met wat my personal health journey, waarmee ek besig is, en ek gaan nou 'n bietjie daaroor gesels, en dan al die gesprekke, wat ek op 'n daaglikse basis met kliënte voer in my winkel. Ek is ook 'n BNI member, so ons doen 'n hele klompie one-to-ones, en dit is gesprekke wat ek daagliks het, en hoe ek luister, en wat ek hoor, wat mense se life journey is. So wat het gebeur, toe jy op 9-jarige ouderdom uit die boom uitgeval het, en jou arm gebreek het, die dokter het hom in gips gaan sit, en 6 weke later het hulle die gips afgehaal, jy moes die arm 'n bietjie meer oefen, want hy was nou swakker as die ander arm, en jy het aanbeweeg met jou lewe, hy het volkome herstel, en hy was gesond, en jy kon jou arm gebruik vir die res van jou lewe, 9 uit die 10 kere. So wat gebeur as jy besering opdoen, of jy gaan vir 'n operasie en die sny moet gesond word, of jy is vanaand in die kombuis en jy sny jou vinger raak met 'n skerp mes, en oor 'n week is die merk weg, of jy byt jou tong, of jy die binnekant van jou wang raak, en jy kan die bloed proe, en oor 2 dae van nou af is dit volkome genees. Hoe werk dit? En 'n rol daar is Human Growth Hormone. Nou ja, uit my persoonlike ervaring uit, gereelde oefening, vervaardig Human Growth Hormone. Dit skei, jy kan dit skep. Alright, so dis nie 'n pil wat jy hoef te neem nie. Jou eie liggaam kan dit vervaardig. 'n Goeie nagrus, as jy
goeie slaapgewoontes het, dit beteken jy gaan slaap op dieselfde tyd, jy staan op dieselfde tyd op, dit maak nie saak wanneer jy dit doen nie, dit moet net, daar moet routine wees, en jy kry 'n goeie nagse rus in, verhoog jy jou human growth hormone. Want human growth hormone word vervaardig terwyl jy slaap. High intensity interval training verhoog jou human growth hormone. En ons sal nog 'n vol video daaroor doen. Ek is nog bietjie besig om dit af te rond op daardie podcast en dan sal ons hom ook doen. Daar's baie waarde in high intensity interval training. So, jy is besig met, ons weet nou al, vir die energie wat jy nodig het vir die volgende 24 uur, is dit in jou lewer en jou pankreas gestoor. Daai reserve glikose. Alright, so as jy nou 'n toebroodjie eet, word daai toebroodjie nie vandag se energie nie, dis eers môre se energie. Vandag se energie is reeds reg in jou lewer of in jou pankreas. As jy dit opgebruik, sê byvoorbeeld jy pas intermittent fasting toe, so hy begin nou van daai glikose gebruik, want daar het nie nuwe glikose ingekom nie. En jy oefen, dan beteken dit jy gaan hierdie 24 uur reserves vinniger opgebruik. Wat gebeur dan? Ons weet dan, die liggaam gaan haal glikose, waar word glikose gestoor? In vetselle. So, die liggaam gaan haal glikose uit vetselle uit, en dis hoe jy gewig verloor. Nog 'n belangrike ding wat jy moet verstaan is dat the law of nature is the fittest will survive. Only the fittest will survive. Nou, jou liggaam werk presies dieselfde. Die eerste sel wat gebruik word, as jy besig is met intermittent fasting, as jy langer as 24 uur vas, dan is daar autophagy wat plaasvind. Jy kan dit gaan Google, autophagy wat plaasvind. En sodra dit inskop, dan begin die liggaam vetselle gebruik, want daar is glikose in, dit is energie. Maar die liggaam is slim genoeg om die gebreekte, die stikkende, die ou, die dooie sel eerste te gebruik. So daar vind selhernuwing plaas met autophagy. In Engels sê dit mooi, it clears the cells of debris. So al die dooie selle word heel eerste gebruik vir energie, so jy word gesonder in die proses. So hier is, dis kom ek nou nog gesê, ek is nie 'n dokter en ek is nie 'n GP nie, ek is nie 'n apteker nie, hier is my personal journey met die ondersoek wat ek doen. Gesonde logika. As jy elke dag oefen, jy kry goeie slaapgewoontes in, jy pas intermittent fasting toe van langer as 24 uur, dan gaan ek elke keer al my siek en my dooie selle verwyder of opeet, en met human growth hormone gaan ek nuwe addisionele selle vervaardig, want dis wat human growth hormone doen. So wat gebeur dan? So my ratio van gesonde selle versus siek selle verander vir die beter, nie waar nie? Logies, maak dit sin? As jy apteker is, as jy dietkundige is, as jy enige guru is, en jy sê, luister, ek mis iets hier, deel dit met my, sit dit daar vir my in die kommentaar, en ek gaan ondersoek dit, of los my jou nommer, ek sal jou bel. Ek het nodig om dit te verstaan, sodat ek mense kan help. Hier is my journey, dit wat ek hier nou vir jou sê, het ek persoonlik toegepas, en dit het vir my gewerk. So ek probeer niks hier aan jou verkoop nie. Human growth hormone, so hooffunksie, is wanneer jy in puberteit, word jou lengte bepaal, hoe lank jy gaan wees, daai hormoon skop dan in, en dit bepaal of jy 1.5 of 1.6 of 2.3 meter lang gaan wees. Dit is sy hooffunksie. Verder help hy met selhernuwing en om nuwe selle te skep. Hierso is my persoonlike storie. Ek is 'n tipe 2 diabetes. Ek is 2 jaar terug gediagnoseer. My HbA1c telling vastend was 10.6 toe hulle my die eerste keer getoets het. Goed. Hulle het my op 3 medikasies gesit. In hierdie 2 jaar het ek dit wat ek hier geleer het, al hierdie honderde video's uit. Ek het begin met daaglikse oefening, wat ek nou nog religiously doen. Ek het begin met intermittent fasting, wat ek nou 'n leefstyl gewoonte gemaak het. En 3, ek het seker gemaak dat ek op
op 'n sekere tyd gaan slaap en op 'n sekere tyd opstaan. Maak nie saak wanneer dit is nie. As jy 'n night owl is, en jy gaan 12 uur die aand slaap en jy staan 7 uur op, that's fine. Hou dit net elke dag dieselfde. Dis belangrik. Wanneer word human growth hormone vervaardig? Wanneer jy slaap. So jou slaappatrone is krities wat dit aanbetref. Nou soos ek hier sit, is my HbA1c score is 5.5 vastend. Dit was my laaste bloedtoets wat ons getrek het, so maand en 'n half terug. So van die 3 medikasies waarop ek was, is 2 het ons 2,5 weggevat. Ek is nog net op die glucophage, op die metformin. As my suikervlakke onder 6 is, einde Junie, as ons teruggaan vir die volgende bloedtoets, dan gaan ek ook metformin los. Dan is ek weer pre-diabetic. Ek is af van enige medikasie af en ek gaan die liggaam kans gee om homself te herstel. En ek gaan vir julle terugvoer gee. Sover werk dit vir my. Ek is 56 jaar oud. Ek is 4,5. Ek het 3 doelwitte vir hierdie jaar rondom gesondheid. 1 is as jy 'n maatband vat, moet jou maag omtrek minder as 102 cm wees. Dit het ek gedoen. Ek het dit reg gekry. 2, ek wil weeg wat ek geweeg het toe ek in 1988 klaargemaak het met my basics in die army. Toe het ek 89 kg geweeg. Ek is 4,5 kg daarvan af, dan bereik ek daardie doelwit. En my derde doelwit is, as jy gaan kyk na die body mass index, om in die normale skaal te wees, tussen 18 en 25. So myne is nou 25.9, so ek het nog 0.9 om te gaan, so tussen die gewig en die body mass index, weet ek nie wat die doel wat ek eers gaan bereik nie, maar dis die 3 doelwitte vir my vir hierdie jaar. Uit dit uit, kan ek nou daaruit sê, ek is gesond, ek is fiks, ek dink ek is die fikste wat ek nog ooit in my lewe was, ek voel goed, ek het energie, ek het endurance, en ek is besig om myself, ek is huiwerig om die woord genees te gebruik vir type 2 diabetes. Ek is definitief besig om in remissie te sit en ek is definitief besig om deur my liggaam te beheer sonder enige medikasie. Dit kan ek garandeer. So ja, kan ek teruggaan na my ou leefstyl toe? Ek kan nie. Intermittent fasting gaan daar bly en dit werk goed vir my. Ek sien een van die ouens wat wil meet en weeg hoeveel ertjies ek nou in my bord gesit het, nie calories in, calories uit, ek hou nie daarvan nie. Die intermittent fasting way kos my nie 'n sent nie. Dis net 'n bietjie selfbeheersing, bietjie selfdissipline en ja, ek kan nog steeds my whisky drink soos wat ek nodig het. Volgende week gesels ons oor Eroxon Stimgel. Ek kry verskriklik navrae en oproepe dit. Vir een of ander rede gooi Google se algoritme my besigheid uit vir 'n moontlike supplier daarvan in Suid-Afrika, wat ek nie is nie, maar ek het my huiswerk gaan doen op dit. Ek is nie eenmaal seker, ek is oortuig dat dit die wonderkuur is wat hulle sê dit is nie, maar ek deel met jou my video volgende week daaroor, dan gesels ons oor Eroxon Stimgel. As jy laasweek se video gemis het, Viagra teen of versus Cialis, of Sildenafil versus Tadalafil, klik nou hier op hierdie video, hy behoort nou hier te verskyn, gaan kyk hom, gee ons 'n duimpie, volg ons op die kanaal, dit help alles op ons algoritme te verbeter. Dis oor en uit hier van my, Paul by Adult Pharma. Ons praat met jou, volgende Woensdag praat ons oor Eroxon Stimgel.